Goeiemôre, dit is Sondag die 1 Junie. Kan jy glo? Leonora sê vir my vanoggend, dis die helfte van die jaar. Die hele helfte van die jaar is gone. En al wat saak maak is die memories wat ons het. Wat ons gedoen het en wat ons nie gedoen het nie. En alles is eintlik maar 'n gejaag na wind. Of is daar iets anders? Ek dink daar is iets anders. Dis tog nie alles verniet nie. Dit is nie pure verniet, soos die digter gesê het nie, né? Goed, vanmôre gaan ons ook nagmaal hou. My voorreg om bietjie by die huis te kan wees, 'n bietjie nagmaal saam met jou. Bietjie later as gewoonlik, wat ek en Leonora was gou in die kerk. Wat 'n wonderlike diens was dit nie. Wonderlik om bietjie tyd te spandeer in 'n kerk saam met medegelowiges. Nou ja, vanmôre voor ons enigiets doen, ek het nagmaal hier by my, ons gaan bid. En dan het ek sommer iets uit my hart uit, terwyl ek daar in die kerk is. Toe sit ek en dink aan 'n paar gedagtes en dit kom net by my en ek wil dit vanmôre met jou deel. So kom ons bid saam. Dankie Here vir 'n baie mooi nuwe dag. Dankie vir seisoene. Dankie vir die helfte van die jaar. Ons het dit gemaak. Die 1 Junie. Ons is hier, Here. Ons weet nie van môre nie. Ons weet nie van oormôre nie. Ons weet nie van volgende maand nie of die einde van die jaar nie. Here, ons weet nie eens of ons daar sal wees nie. Maar wat saak maak is nou. En Here, ons kies nou om U te aanbid. Want U is ons God en U is ons Vader. En ons kom na U toe net soos ons is. Dankie dat U al ons sondes op die kruis hanteer het. Dit wat ons gedoen het, dit wat ons doen, en ook dit wat ons nog gaan doen. U het vir alles gesterf. Help ons so om so te lewe, Here, dat dit wat U vir ons gegee het op daai kruis, dat ons dit waardig sal wees. Dankie vir nagmaal, U ons vanmôre by voete sit. Dankie Here. Seën hierdie boodskap. Is my hart vandag in Jesus se naam. Amen. Jy weet, toe ek daar in die kerk sit, ek onthou as 'n jong kind, as jy mos nou in die kerk sit, dan kyk jy mos nou al die kandelare en die dakseteels en dan hou jy al die ander mense dop en dan kyk jy so links en regs, maar ek dink die rede so wat jy gekyk het is, miskien is dit die dominee of die pastoor het jou nie soveel jou aandag getrek dat jy kon fokus nie. Of miskien was ek 'n bietjie aandag afleibaar. Ek kon vir jou presies vertel hoeveel blokke in die kerk was, en dan deel ek hulle deur 2 en maal hulle met 3. Ag man, ek het baie wiskunde gedoen met daai blokkies. Nou ja, miskien praat ek met jou ook. Maar wat belangrik is vanoggend, terwyl ek in die kerk is en ek hoor hierdie fantastiese boodskap, toe sit ek en dink, dat ons kom almal kerk toe. Ons kom almal kerk toe, almal sit daar en dan wonder 'n mens, dalk is dit uit tradisie uit, dalk voel jy sleg, dalk het jy baie gesondig hierdie week, miskien het jy skuldgevoelens, miskien voel jy, ja, as ek 'n bietjie kerk toe gaan, dan voel ek 'n bietjie beter. Of is dit regtig, omdat jy weet, dat jy het 'n behoefte na iemand, wat jy nie eens kan sien nie. Iemand wat jy weet van kindsbeen is hy daar, jy het gebid vir hom, vandat jy jou verstand gekry het jou ma jou geleer van liewe Jesus en van ons hemelse Vader. En dan het jy groot geword dat dit tradisie is Sondag. Veral op die platteland was daar nog klokke, kerkklokke, ding dong. Jy het die hele dag gehoor, dan waarsku hulle jou, dan roep hulle jou nog 'n halfuur voor die tyd. En ook as jy in die kerk is, dan lei dan nog so ou klokkie daarbo. Dankie tog, ek is nou hier. Kom ons hoor nou, wat sê die Here? Waaroor gaan dit? Waaroor gaan dit? Dit gaan oor een ding. Dit gaan oor geloof wat ons het, om iemand te aanbid wat ons nie eens kan sien nie. Iemand wat deur al die jare vir my en vir jou bewaar en gespaar het, voorsien het, gesorg het, wat ons nie eens kan sien nie. Maar ons weet hy's daar. Ons weet hy's 'n ewige God. Hy's 'n wonderlike Vader, hy's 'n vredevors. Ja, alles word beskryf in hierdie boek van hom. Maar tog het ons hom nie gesien nie. En dan sê hierdie boek, salig is hulle wat my nie gesien het nie, maar nog steeds geglo het. Verskoning. En vanmôre, terwyl ek daar in die kerk is, dink ek aan wie hy nou eintlik is. Wie is hy nou? Van wie ons nou praat? As ek nou vir 'n moslim moet verduidelik, of vir 'n ateïs moet verduidelik, hoekom gaan jy nou in 'n kerk toe? Wat is nou jou dryfkrag? Dawie, wat maak dat jy nou al van 5 jaar terug af elke dag jou Bybel oopmaak? Is dit jou sondebewustheid? Is dit jou plig wat jy doen? Is dit jou punte wat jy maal, aftrek, jou blokkies wat jy aftiek, dat jy net voel jy is 'n beter Christen? Wie is hy? Ons almal het opinies. Ek het vandag so 'n bietjie gaan Google en ek het
'n paar gekry. Eerstens is hy 'n persoon. Hy's nie 'n dier nie, hy's nie 'n berg nie, hy's nie 'n kalf wat hulle gemaak het nie. Hy's nie 'n God of 'n Boeddha wat koud is en wat nie daar staan nie. Hy's 'n wonderlike wese. Hy was van die begin af was hy daar. Hy het die plante en die diere en die mense en die visse en die voëls en die son en die maan en die sterre gemaak. En buiten alles, toe maak hy die mens na sy wese. Wat 'n wonderlike wese, die persoon God, ons hemelse Papa. Dis hy. Dis hy met wie ons praat nou. Dis hy wat elke keer wanneer ons praat, elke keer as ek my stem gebruik, dan hoor hy. Ja, hy het ore. Ja, hy het oë. Hy sien. Ja, hy het emosie. Ek dink baie keer het hy humor en ek dink hy lag ook. Ja, baie keer doen ek snaakse dinge. Ek dink hy lag baie keer so om die hoek vir my en vir baie ander mense. Hy's een. Drie-enig. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ja, hoe weet ons dit? Hy het sy Seun gestuur. Ons het hom gesien. Ons het hom gekruisig. En sy Gees, ja, sy Gees is uitgestort op die aarde en is vir ons gegee om binne in ons te kom woon, want hy wou nie in 'n gebou wees daar in die tempel nie. Hy wil binne in ons wees, hier is sy tempel. Hy's een. God die Vader, God die Seun. As jy een gesien het, het jy die ander gesien. Nou ja, hy's ewig. Ewig, tydloos, van die begin af. Voor die tyd daar was hy daar. Hy's vir eens, vir ewig, vir altyd, hy's altyd daar. Dis hy, van wie ek nou praat, hy's almagtig. Magtig praat jy van. Ja, hy's groot en magtig en almagtig. Baie groter as wat ek en jy kan dink of glo. Hy kan alles doen. Hy kan ook dinge deur my doen. As dit sy wil, as sy woord sê, as jy my vra, en ek bly in jou, kan jy vra net wat jy wil, jy sal dit kry. Vanoggend het ons juist gepraat oor iemand wat baie naby aan ons was, en iemand het gebid en daai persoon het kanker gehad. Baie ernstige kanker. Iemand in ons familie. En ek onthou, my pa het gebid, en daai persoon het nie gesterf van kanker nie. Daai persoon is 10 jaar daarna, terwyl sy bejaard was, is hy oorlede aan iets anders. Ek het dit gesien. Hy's almagtig. Hy doen nou nog groot wonderwerke en hy doen klein wonderwerkies. Een van die wonderwerke wat hy doen, is elke dag die honderde goed wat jy kan sien, en dis dinge wat hy vir jou gegee het. Ons sien dit net nie meer raak nie. Hy's almagtig. Hy's die begin, hy's die einde. Hy sal daar wees vir jou tot jy einde. En ook daarna sal hy daar vir jou wees. En hy berei vir jou plek voor. Hy is liefde. Die bron van liefde is hy. Hy is liefde. Jy sien, ek en jy is so gemaak, 'n chip van die blok. Dis hy. Dis wie hy is. Nou, hy kom eintlik en hy gee vir ons 'n stukkie van hy liefde, dat ek en jy kan net beleef wat liefde is. Dink 'n bietjie toe jy nou die eerste keer verlief was in jou lewe. Waar het jy heeltyd gedink? Jy het heeltyd aan 'n ander persoon gedink. Jy was mal in jou kop, en hierdie jeugliefde van jou het jou beserk gemaak. Jou oë het skeef gekyk. Daai verliefdheid het jou mal gemaak. Weet jy wat sê hy? Hy sê, ek dink heeldag aan jou. Hy sê, wanneer ek jou dink, sê Jeremia, hy sê, as ek in jou dink, kom daar 'n beroering in my ingewande. Jy weet, sy oë is heeldag op my en jou gefokus. Heeldag, jy is reg. Ewen wanneer jy slaap, hy sê in sy Bybel, ek bring dit vir jou terwyl jy slaap. Ek het planne vir jou. Terwyl jy slaap, gee ek dit vir jou. Dis hy. Hy is liefde. Kan jy dink as ek en jy eendag by hom gaan wees? Daai liefde, daai hoendervleis gevoel om dit vir eeue en eeue en eeue na ons lewe op aarde te kan beleef by die bron van liefde. Hy is soos 'n atoombom vol krag en liefde. Ek en jy se pa. Alwetend. Hy weet alles. Alles wat was van die voortyd af. Van wat is en wat nog gaan kom. Hy kan jy nie onkant betrap nie.
Hy wat die gedagtes van elke mens deurlees, en ook sê hy, voordat jy praat, weet ek al reeds wat jy gaan sê. So, hy het hierdie preek al lank al uitgewerk, voordat ek daaraan gedink het. Ja, in die kerk, toe ek nog gedink het aan blokkies en hoekies en goed, het hy gesê, sê bykie hierdie goed. Is hy, is nie ek nie. Ek het net die gaan doen, ek het net die opdrag gaan uitvoer. Alomteenwoordig, hy is oral. Hy is hier, hy is daar, hy is reeds voor jou op 'n plek. Hy sê, gaan soek jy om daar, hy is reeds daar. Gaan probeer jy by die ander kant van die waters, of in die diepte, of in die hoogte, by die sterre, hy is ook daar. Gaan soek jy hom. Hy is orals. Alom teenwoordig. Hy is ook in môre en in oormôre. Hy is orals. Hy is heilig. Ja, hy is heilig. Ons het juist vanmôre gehoor dat ons moenie sy genade verwar met die feit dat ons nie vir hom respek moet hê nie. Ek onthou toe ons klein was. Ek weet nie wat om vir jou te sê nie, maar ons kan nie hom hanteer asof hy net iemand is wat ons sê, ag man, ek weet hy sal ons vergewe nie. Ons moet hom respekteer. Daai vrees beteken respek. Respek beteken gehoorsaamheid. Doen wat hy sê jy moet doen. Dan sê hy, as jy my wet gehoorsaam, sal ek jou seën. Gehoorsaamheid is my hoogste offer aan hom. Heilig. Ja, hy is heilig. En dan is hy ook regverdig. Ons word baie keer onregverdig behandel op hierdie aarde. Eendag het iemand gesê, life is not fair, but God is good. So baie keer in my lewe is ek onregverdig hanteer, net om uiteindelik te sê, Here, dankie vir die goed wat ek gebid het nie waar geword nie. Want hy is regverdig. Hy sal alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat jou lief het, sê die woord. Hierdie gaan jy nie ergens in 'n hoofstuk kry nie, dit kom sommer uit my hart uit. Iets wat ek in die kerk uitgedink het, waar ek vroeër jare heeltemal ander goed sou gedink het. Vanmôre wil ek nagmaal saam met jou gebruik, omdat hy so sê. In die nag wat Jesus verraai het, het hy die brood gevat en het gebreek. En hy het gesê, dis my liggaam. Dis 'n belofte wat hy gemaak het. Dis my liggaam. Breek dit. Dit gaan gebreek word, sê hy. En na die tyd gaan jy stukkies van brood breek om te dink aan my liggaam, wat vir jou gebreek gaan word, sodat jy weet, dis wie ek is. Hy het hom gevra, wie is hy? Toe sê hy, ek is. Nie ek was nie, ek is. Hy is. Vanmôre breek ons die brood en ons sê, dankie daarvoor. En dan, die wyn, dis my bloed. Dis my bloed. Simbolies, wat vir jou gestort is, sodat jy nie meer 'n vloek op jou kan hê nie. Nie meer die sonde straf op jou kan hê nie. Nie meer weeskind kan wees of slaaf kan wees nie, maar dat jy kind van God kan wees. Ek doen dit vir jou, Dawie. Omdat my Vader jou gestuur het, omdat ek jou so lief gehad het, so lief het ek jou gehad, dat ek my seun gestuur het, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Kom ons drink dit tot sy gedagtenis. Here, dankie vir die voorreg dat ons vanmôre met vrymoedigheid na ons Pappa toe kan gaan en sê dankie. Dankie vir wie hy is. En dankie vir wie hy nog gaan wees, al weet ons nie heeltemal lekker wie hy is nie. Ons weet net, hy is daar. Maar dankie vir die goed wat hy vir ons doen, wat ons nie eens van weet nie. Dankie dat hy elke dag voorsien het, en nog elke dag gaan voorsien. Ons kan net sê dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde Sondag hê, en 'n geseënde week, en weet jou beste is nog op pad. Totsiens.